Britse imperiale troepe op die grense van twee boererepublieke in Suid-Afrika word die onmiddellike oorsaak van 'n oorlogsverklaring. Dit is Transvaal wat 'n ultimatum rig aan Groot-Brittanje, aan 'n wêreldwye ryk wat oor 'n sterk vloot beskik, waarskynlik die sterkste mag in Europa van daardie dae. Dit is 1899, die einde van die 19de eeu. Brittanje se troepe was goed toegerus vir 'n veldtog in Afrika en hulle sou vergesel word van die 90er jare se nuwerwetse nuusmaker, die rolprent kameraman. Hierdie swart-wit opnames wat destyds gemaak is, word vandag in filmargiewe bewaar. Verskeie kameramanne van Engeland en Amerika het die grootskaalse mobilisasie in Britse hawens en uiteindelik op die oorlogsveld verfilm. Intussen het koloniale grensdorpe in Natal, Rhodesië en die Kaapkolonie verdedigingsposte teen die boere geskep, terwyl Britse garnisoentroepe plekke soos Kimberley en Ladysmith beset het. Burgers is opgeroep om by hulle kommando's aan te sluit. Die boere het gewoonlik vir hulle eie uitrusting gesorg. Dit wil sê, die vroue het vir hulle gesorg. In die huise was dit die enige gewerskaf om die kommando's van proviant te voorsien. Foto's van daardie dae toon dat eg en ploeg op die plaaswerf plek gemaak het vir kanonne en oorlogstuig. Gedissiplineerde polisie-eenhede van Johannesburg is vir oulaas afgeneem. Saam met die artillerieskole van Pretoria en Bloemfontein het hulle die kern van 'n gedigte republikeinse gevegsmag verteenwoordig. Maar die meeste van die burgers was nie opgeleide soldate nie. Die boere het 'n volksleer gevorm wat sy gevegstaktiek op die jagveld aangeleer het. Hulle offisiere, die veldkornette en kommandante, is nie aangestel nie. Hulle is deur die burgers self gekies. Hulle was meestal veeboere, landbouers, transportryers. Sommige was prokureurs, staatsamptenare, winkeliers of volksraadslede. Die boer was gewoonlik 'n goeie ruiter, tuis in die saal en in die wye ruimtes van die land. Sy teenstander daarteen, veral die voetvolk, was ingestel op kort gevegsafstande soos in Europa en gedrul om elke bevel outomaties te gehoorsaam. Die boer was 'n goeie geweerskut wat aan kavaleriewapens soos sabels en lanse geen waarde geheg het nie. Sy wapen was die Mauser, 'n geweer wat besonder vinnig gelaai en afgevuur kon word. Moderne wapens wat op groot skaal deur die Transvaalse regering aangekoop is na die Jameson-inval van 1896. President Paul Kruger en die Suid-Afrikaanse Republiek in Transvaal het in die Kaapkolonie wye simpatie gehad. Nietemin het Pretoria se wapenaankope argwaan gewek, veral in die kolonie Natal, waar daar sterk steun vir die Britse saak was. Inmiddels het Transvaal 'n bondgenootskap gesluit met die Republiek van die Oranje Vrystaat. Toe die ultimatum op 11 Oktober 1899 verstryk, is feitelik die hele boeremag van 36.000 man gebruik om 5 gevegsfronte op Britse grondgebied te skep. 1 in die noorde, 2 in die weste, 1 in die suide en 1 in die ooste. Die Britse verdedigingsposte is omsingel by Mafeking, Kimberley en Ladysmith. Generaal Piet Cronje en sowat 20.000 boere het op die Wesfront opgetree en kommandant-generaal Piet Joubert in Natal. By Durban kon Britse versterkings ontskeep word, terwyl die hoofmag vanaf Kaapstad spoorlangs opbeweeg het onder aanvoering van Lord Methuen.
Dit was die grootste oorlog wat nog op Suid-Afrikaanse bodem ontketen is. Die Britse leermag sou aangroei tot meer as 250.000 man in Suid-Afrika. En die boerekrygsmag mettertyd krimp tot sowat 20.000 bittereinders in die veld. Op die Natalse gevegsfront het 'n veldkornetskap van die Johannesburg Kommando van generaal Kok 'n trein naby Elandslaagte gebuit. In die geveg wat daarop volg is die boere 'n nederlaag toegedien. Maar die Britse magte moes daarna terugtrek om Ladysmith teen die invallers te verdedig. Boeremagte het hulle rondom die dorp in die rande ingegrawe. Sir George White met nagenoeg 12.000 man is daar vasgekeer. Kos was skaars. Gevegte by Lombardskop en Nicholson's Nek het rampspoedig vir die Britte verloop. Krygsgevangenes is volgens oorlogsreëls van die Geneefse konvensie behandel. Ook 'n bekende joernalis van 'n Britse koerant, ene Winston Churchill, beland in 'n krygsgevangenekamp in Pretoria. In die Transvaalse hoofstad is lang lyste name van gesneuvelde burgers in die staatskoerante gepubliseer. Onder die gesneuveldes is Transvaalse voormalige staatsprokureur Dr. Herman Koster, wat by Elandslaagte geval het. Hy was 'n Nederlander. So was daar vrywillige Franse, Duitsers, Russe en Ire wat saam met die boere geveg het. Op die Wesfront staan 'n gedenkteken ter ere van gevalle Skandinawiërs en een vir hulle ewe dapper teenstanders, die Bergskotte. Op hierdie front het Lord Methuen die bevel gevoer oor Britse magte wat die boere steeds teruggedruk het in veldslae by Belmont, daarna by Graspan en toe by Modderrivier. Sy doelwit was Kimberley. Hier is die bekende geldmagnaat Cecil John Rhodes en 'n bevolking van nagenoeg 45.000 inwoners deur die boere omsingel. Weens die bombardemente het dorpenaars bomskuilings gebou. Daar is veral honger en siekte wat 'n hoë tol tydens die beleg van Kimberley geëis het. In die Magersfonteinrande voor Kimberley het 8.000 boere die opmars van Lord Methuen se 12.000 ingewag. Baie van die boere het onder aan die voet van die rande gelê in loopgrawe, waaruit hulle laag oor die vlakte heen kon vuur. Die onverwagte vuurkrag het daardie nag verskrikking onder Lord Methuen se troepe gesaai. Die strateeg aan boerekant was generaal Koestelaary. Magersfontein was een van 3 Britse nederlae binne 1 week op 3 verskillende fronte. Een op die Wesfront, een in die suide by Stormberg en een op 15 Desember 1899 by Colenso in Natal. Die slagveld van Colenso lê in en om die dorpie aan die Tugela rivier, waar 'n Britse troepemag van Durban af aangekom het om Ladysmith te ontset. Die aanvoerder en opperbevelhebber van die Britse leer in Suid-Afrika was Sir Redvers Buller. Teenoor hom staan 'n jong boer van die distrik Vryheid, die 38-jarige volksraadslid Louis Botha. Hy was bestem om kommandant-generaal van die Transvaalse krygsmagte te word. Hy het op daardie stadium net 5.000 boere gehad om die Tugela front te verdedig teen Sir Redvers se 23.000 soldate. Die gevegslinie was 30 myl lank. Botha het sy manne in die rande versteek en sy kanonne op strategiese hoogtes geplaas. Dalk het Buller sy teenstander onderskat. 5 ure lank het die kanonne gebulder en die klein geweer geknetter weer klink oor die oorlogsveld. Met doodsveragting jaag die jong luitenant Roberts om 12 stukke veldgeskut te red. Hy verloor sy lewe, maar wen die Victoria Kruismedalje. Buller trek terug met 'n verlies van 10 kanonne en meer as 1000 ongevalle. In Januarie 1900 probeer hy weer, hierdie keer met 30.000 man. 'n Verbeterde geveg ontstaan oor die besetting van een bergspits, Spioenkop. Soos die soldate in 'n loopgrawe geval het, daar is hulle begrawe. Spioenkop was nie alleen die grootste veldslag van die oorlog nie, maar een van die swaarste nederlae wat die Britse leer gelei het. Uit Brittanje word vars troepe nou na Suid-Afrika gestuur, terwyl 'n nuwe opperbevelhebber in Kaapstad aankom. Veldmaarskaalk Lord Roberts van Kandahar en sy stafhoof Lord Kitchener, die held van Khartoum.
Hulle aankoms beklemtoon die erns van die militêre situasie waarin die Britse Ryk kon bevind. Nou is dit hulle opdrag om die oorlog in Suid-Afrika spoedig tot 'n einde te voer. By Paardeberg word Cronje met 4000 man in die Modderrivier vasgekeer. Hy word gedwing om aan Lord Roberts oor te gee. Asof verlamming intree, het nog 4000 boere onder Prinsloo kort daarna by Brandwater oorgegee. By Pietershoogte het Buller deur die boerelinie gebreek met 'n troepemag van 30.000 en 85 kanonne om Ladysmith te ontset. 4 maande lank het Sir George White en die dorpenaars die beleg van die boere weerstaan. Roberts se seëgetog beëindig inderdaad ook 'n hele oorlogsfase. Dalmanuta, net soos Paardeberg, word gereken onder die laaste groot veldslae. Op 13 Maart 1900 marcheer Britse troepe Bloemfontein binne. Tydens 'n ereparade word die Britse vlag gehys en Lord Roberts annexeer die grondgebied van die Oranje Vrystaat. Wanneer die hoofstad van Transvaal in sy hande val, op 5 Junie 1900, word die Republiek se grondgebied geannexeer in die naam van die Britse koningin. Deur middel van proklamasies probeer die militêre bewind voortaan die burger leer oorreed om oor te gee. Maar die boere noem dit papierbomme en een vir hulle self die naam Bittereinder toe. Hulle president het sy amptswoning in Pretoria reeds voor die besetting ontruim en die Transvaalse regering besluit om hom oorsee te stuur om hulp van die Europese moondhede te vra. Van Rusland af tot in Portugal word sy aankoms spontaan gehuldig en besing, hoewel regerings diplomaties swyg. Honderde volksliedjies word gekomponeer. Sommige deur boere self in krygsgevangenekampe op St Helena, Ceylon en Bermuda. Waterverfsketse deur 'n krygsgevangene, die bekende kunstskilder Erich Meyer, het behoue gebly. In die twee republieke tuis het die weerstand voortgeduur in die huise van die boere. Vanaf 1900 het die besettingsowerheid 'n beleid van verskroeide aarde ingestel en plase stelselmatig verniel sodat boerekommando's daar geen skuiling of voedsel kon vind nie. Die vroue en kinders is weggevoer konsentrasiekampe toe, waar wanadministrasie, siekte en die koue winter op die Hoëveld 'n baie hoë tol geëis het. Die toestand het later verbeter deur die bemoeienis van 'n Britse dame, Emily Hobhouse, sodat die ongevalle syfer begin afneem het. Buite was die kommando's besig met 'n nuwe soort oorlogvoering, bewegingsoorlog. 'n Veg- en vlugtaktiek wat 'n voormalige regter van die Vrystaat, James Barry Munich Hertzog, eerste vir sy kommando ontwerp het. Hoewel die hele land beset is, het verrassingsaanvalle op Britse konvooie al hoe kwaaier voorgekom. Name soos Sannaspos, Rooiwal, Hector Spruit, Silkaatsnek, Nooit Gedacht, het die name van gevegte geword. In Desember 1900 lei generaal Hertzog 'n groot inval die Kaapkolonie binne. Die tweede inval in 1901 tot naby Kaapstad lei generaal Smuts, 'n voormalige staatsprokureur van die Suid-Afrikaanse Republiek. Etlike boere van die Kaapkolonie het as rebelle by hierdie kommando's aangesluit. Terwyl Manie Maritz in Noordwes-Kaapland veg, het De la Rey in Wes-Transvaal opgetree, Botha op die Oos-Transvaalse Hoëveld en Beyers in Noord-Transvaal. Dit was by uitstek Christian de Wet, hoofkommandant van die Vrystaat, wat grootskaalse omsingelingsbewegings en aanvalle keer op keer ontduik en dan blokhuislinies langs treinspoor en transportroetes ontwrig het. Daarna beweeg sy kommando na ander geweste om die oorlog voort te sit. Honderde forte en lang rye blokhuise dwars deur die land is deur die Britse besettingsmag gebou om die bewegingsoorlog te beperk. Lord Roberts het toe reeds die land verlaat. Hy het al in November 1900 gemeen dat die veldslagoorlog en daarmee die hele oorlog verby is.
Kameramanne het sy veldtog verfilm. Die seëgetog op rolprentfilm het egter met die geveg by Rodewal spoorwegstasie 'n knou gekry. Etlike blikke rolprent negatief is daar deur die boere gebuit en deur generaal De Wet self vernietig. President Steyn van die Vrystaat het einduit saam met die kommando's in die veld gebly, totdat hy in 1902 ernstig siek geword het. Beide presidente het toegehoor van die vredesonderhandelinge wat die Nederlandse regering probeer bewerkstellig tussen boer en Brit. Dit was al die 3de jaar van oorlogvoering. Kon dit so voortgaan? Was daar nog pere? Was daar nog mannekrag om die onafhanklike republikeinse staatsvorm te verdedig? Was daar nog woonplek in die land? Was daar nog kos? Was daar nog 'n toekoms? Om die vrae te bespreek, is 'n 60-tal afgevaardigdes deur die kommando's gekies om met verlof van die Britse besettingsmag onderling bymekaar te kom. Eers op Klerksdorp en toe by Vereniging. Die volksverteenwoordigers het dae en nagte lank gepraat oor die onverbiddelike eis dat die onafhanklike republieke prysgegee moet word. Dominee Kestel van die Vrystaat was notulehouer by die vergadering. Saam met 'n jong voormalige Kaapkolonialer W.A. van Velden. Uiteindelik bereik hulle die slotsom. Voortsetting van die oorlog kan die onafhanklikheid van die republieke op die lange duur nie verseker nie. Hierdie boodskap word oorgedra na Melrose Huis in Pretoria, waar Lord Kitchener in die Britse militêre hoofkwartier voorwaardes neergelê het om die vredestafel. Die datum was 31 Mei 1902. Om 5 minute oor 11 dieselfde aand is die vredestraktaat onderteken wat die bestaan van die twee republieke beëindig het.